Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Jacques Besterhuis, die president van die Swartland Skou. Jacques, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, lekker om jou te gesels. Hoorie so, hierdie jaar is natuurlik julle 92ste bestaансjaar. Wat maak hierdie skou so besonder en hoekom bly dit na al die jare nog steeds 'n hoogtepunt op die landboukalender? Ja, dis altyd 'n groot vraag omdat ons naam skou is. Dis daar bied baie skiet op my woorde. Mense ons 'n platform van landbou aan in die land. Tradisioneel bly Swartland skou, omdat ons so ontstaan het en ons hou by die waardes en die agtergrond van waar ons vanaf kom. Sedert 2001 wat ek by skou aangesluit het ek dit so leer ken. En ons probeer 'n platform aanbied vir jonk en oud, van mamma, pappa, kinders, om saam lekker landbou te vier en te geniet. Nou, verlede jaar was daar ook bietjie lekker nuwe tegnologie. Ek dink nou spesifiek aan die John Deere T6700 stroper wat vir die eerste keer in Suid-Afrika by die skou bekend gestel is. Kan besoekers vanjaar weer uitsien na tegnologie en ander indrukwekkende landbou uitstallings? Ja, weer eens soos die verlede, probeer ons julle platform handhaaf. Ons sien uit na 'n groot masjinerie uitstalling. Ons vorige skou se uitstalling se waarde het beloop nagenoeg iets oor die 400 miljoen. Ons is baie dankbaar vir al die moeite wat die uitstallers insit. Dit kos tyd en 'n klomp geld om daai masjinerie te kry by so 'n tentoonstelling. Maar ons sien uit na weer 'n vol masjinerie tentoonstelling aan die voorkant van die skou. Nuwe masjinerie wat op gaan tentoongestel word en ja, ons is dankbaar om dit te kan doen. So hoe lank voor die tyd is dit nodig om alles te begin in plek kry, want ek weet as jy kyk na die ander landbouskoue, die manne het groot masjinerie soos wat jy gesê het wat hulle inspan en inbring. Hoe lank voor die tyd moet hierdie ouens hulle stalletjies reg hê? Ja, as jy van die bestuurskant ook praat, die skou begin ons nou 'n week na die skou klaar gemaak het, waar die volgende reëlings getref word, maar vir die uitstallers. Ja, ek dink dit begin lank voor die tyd. Omrede ons dit so die komponente is om hierdie swaar masjinerie te skuwe, moet lank voor die tyd hulle reëlings tref. Gelukkig, ons werk met instansies en fabrikate wat dit regwaar moeite doen en tyd insit om die nuutste tegnologie tentoon te stel vir die publiek. Nou, laas jaar was daar 'n bietjie interras kampioenskap, dit verlede jaar geskiedenis gemaak, wat beide die opperste kampioenbil en 'n koei gewen het natuurlik daar by julle. Watter rol speel hierdie tipe kampioenskappe om topgenetika in Suid-Afrika weer tentoon te stel? Geweldig baie. Ons het hier ook 'n uitdaging gehad, jy weet, van back and close, almal is bewus daarvan. Ons het amper gedink ons gaan nie 'n bees en skaap uitstalling hê nie, en op 'n een van die dag kon ons die back and close intings begin. Die beeste is in volle gang daar. Die kampioenskappe is van die kardinale belang. Die nasionale kampioenskappe vir die Angus sou vir jaar by ons gewees het. Ongelukkig as gevolg van back and close het vroeg afgeskaf en aangeskuif na volgende jaar. Ons sien baie uit daarna om dit nog steeds aan te bied. Maar kampioenskappe is van die kardinale belang vir enige teeler om mekaar te kompeteer en te kyk op watter vlak hy regwaar staan met sy teelprogram en sy diere. So vir ons is dit belangrik om daai kampioenskappe aan te bied op 'n vlak wat van nasionale, kom ons sê, vlak is, om regwaar te kan sien wie is die beste en die mooiste. Jacques, so, jy sê nou vir my dat almal wat op pad is daar na die Swartland skou toe hierdie jaar, anders as al die ander landbouskoue, is julle nou in 'n bevoordeelde posisie om actually 'n paar diere daar te kan hê hierdie jaar. Ja, soos genoem, die beeste gaan normaal voort. Dit was ons 'n groot uitdaging daai, want ons maak 'n groot platform onder dak staan, juis vir die publiek, om 'n goeie skou te sien. So ons kan ten minste daarmee voortgaan. Ongelukkig aan die skaapkant hou ons nog altyd 'n klein vee komponent aan, wat normaal voortgaan. Ons gaan net die lewendige diere hê, ongelukkig aan die kleinvee kant nie, maar ons gaan skaapverwante of kleinvee verwante programme aanbied, soos genoem is skaapkop ete, en dan ook 'n tentoonstelling hoe skaap fisies opgesaag raak om die regte manier te sien hoe snitter gesny raak. Jy weet, dis daar baie van die mense wat sê hulle kan 'n skaap opsaag, maar vir die publiek om dit te sien en te beleef is iets unieks. En dan ja, ons soos genoem bied ons nog steeds skaapverwante kleinvee komponente onder die skaapafdeling aan.
Nou, die gehalte van vleisbeeste, kleinvee en ander diere is jaar na jaar van 'n baie hoë standaard daar by julle. Wat kan teelers en besoekers vanjaar in hierdie diereafdeling nog verwag? Joepie, soos genoem, ja, dis altyd 'n uitdaging van wat wil die kinders sien? Ons kinders is ons toekoms. Ons probeer altyd rondom hulle ook werk om te kyk wat is die beste vlak en platform om aan te bied. So heerskou is vir ons van kardinale belang in die platform en die standaarde handhaaf vir die jeug om deel te neem aan diere en 'n liefde te ontwikkel aan die dierkant. So die heerskou is een groot ding wat ons promoveer en ons energie daarin insit. En daarvoor sê baie dankie vir die kleinvee afdeling wat dit hanteer in samewerking met die beesafdeling. Weer eens onder die beeste gaan ons weer 'n interraskampioenskap hê tussen verskillende rasse. Dit eindig gewoonlik op die Saterdagoggend wat 'n groot trekpleister is tussen 9 en 12 die oggend wat eindig op middagete. Dis regwaar mooi om te sien as die beste koei, beste vers en beste bul in die ring instap. En dan aan die perdekant bied ons weer 2 rasse aan wat top diere bring en mooi die arena volmaak. Want die perdedeel is altyd 'n deel wat deesdae, kom ons noem dit so, dis die ou manier van ploeg en deesdae is ons 'n nuwe tegnologie om te doen. Maar vir ons is dit baie belangrik om die perdgedeelte in die gang te hou want dit is dit kleer ons hele skou in geheel in. Jacques, ons gaan nou weer verder met jou gesels. Dis ons gas op Grootplaas vanoggend, Jacques Bester, hy is die president van die Swartlandskou. Ons is terug op Grootplaas net hierna. Jy is ingeskakel op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Jacques Bester, die president van die Swartlandskou. Jacques, so een van die ander goeters is die skaapskeer. Dit is altyd natuurlik baie opwindend en wolhanteringskampioenskappe. Dit lok van die land se beste deelnemers. Waarom is hierdie kompetisie so belangrik vir die dryf en spesiaal natuurlik vir die jong talent ook? Dubie, ja, dit bly een van die trekpleisters by die skou is 'n nuwe ding wat is ingestel het in laas jaar. Maar soos genoem, vir jaar ongelukkig nie beskikbaar nie, want ons sit met 'n situasie rondom die Beck and Cloud is 'n bietjie terughou het. Maar dit bly nog steeds so ons komponent om aan die publiek te wys en ons gaan dit definitief weer instel in die jaar wat kom. Ons probeer in die plek daarvan ander gehalte tipe dinge aanbied vir die publiek om nog steeds rondom 'n skaap te kan sien hoe kom die skaap vanaf land tot dit eindig in die huis. En dit is baie belangrik om dit ook die regte vlak aan te bied dat die mense sien hoe word 'n skaap hanteer vandat hy in die pakkie beland wat die publiek kan gebruik. So, julle gaan ook hierdie jaar natuurlik baie meer doen as net die uitstallings en so voort. Julle het oor die jare ontwikkel. Daar's seminare, paneelbesprekings oor aktuele landboukwessies. Watter belangrike gesprekke en sprekers kan ons verwag hierdie jaar? Ja, ons is weer 'n interessante, dis op die Vrydagoggend, manne ontbyt soos ons dit doen. Nagenoeg net so oor die 400 boere wat ons bywoon. Ja, die Swartland hoofsaaklik is 'n graanarea met kleinvee en diere as 'n tweede vertakking. Vir jaar is ons baie belangrik om die vlak van die graanbedryf te bespreek en dit te hanteer. Ons almal weet landbou is so 'n bietjie onder druk in sekere van die graankomponente, nie soseer in die koringafdeling nie, maar ook in die ander gewasse. En dit is altyd vir ons belangrik om die regte sprekers daar te hê, bietjie aan die ekonomiese kant te praat, bietjie van die huidige situasie, hoe hanteer die boer self die plaas, die druk wat tans daar is met lae kommoditeitspryse, hoë insette wat geweldig opgegaan het. Jy almal weet wat die jaar gebeur het rondom direkte insette. En dit was belangrik om daai kernafdeling te hanteer en te bespreek. September maand is gewoonlik die mooiste tyd in die Swartland. Die grane is in vol blom en aar en dis die laaste fase van die ontwikkeling van die plant. En dit rondom dit gaan die gesprek gehandhaaf word om die boer positief te hou, al is die druk daar buite groot en die pryse laag, om hom net positief te hou en deur te dra na die jaar wat voor lê. Jacques, nou net vir ons kykers wat nou hierso nog nie by die Swartlandskou was nie, dis hierdie jaar van die 2de tot die 5de September. Hoekom moet hulle dit op hulle kalenders merk? Dit is, ons noem dit amper 'n week van troue op Moreesburg, noem dit maar so.
is 'n tyd om as familie saam landbou te vier. Van die kind af tot mamma tot pappa, jy weet, as die kind gelukkig is mamma gelukkig en as pappa net so gelukkig en almal kan dit saam geniet. Die gasvryheid van Swartlandskou is gekend. Die sirkelroete rondom die arena wat jy moet voltooi. Gasvrye mense, vriendelike mense, lekker eetes, ietsie om te geniet vir oud en jonk, rustig te ontspan en nie om landbou te waardeer. Ons net om ter inligting te gee, ons het reeds 'n skoudans die week tevore. Op die Vrydag aand ons is al meer as 340 gaste. Ons het Damesdag wat die Woensdag gebeur, wat nagenoeg 530 dames is, ek dink. So dis alles dinge wat ons aanbied om almal net gelukkig te maak vir die week wat voorlê en net lekker landbou te ervaar. So daar's definitief iets vir almal. Jacques, ons sien baie uit daarna. Dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Ons gas op Grootplaas vanoggend, Jacques Bester, president van die Swartland Skou. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Grootplaas vir vanoggend. Ons los jou met ietsie lekker vir 'n Vrydag. Syrigan Brissou is in Mililande. Ons sien mekaar weer maandag.